Kom ons bid saam. Almagtige God, Here, elkeen wat vandag op hierdie afkondigings verskyn het, Here, dra ons aan U op. Van die wat fees vier oor die nuwe lewensjaar wat begin in hierdie week, tot die wat siek is, Here. Skenk daar aan elkeen, en so ook aan ons, Here, U teenwoordigheid, sodat ons en hulle kan besef dat U ook daar is. So vra ons ook vir leiding met die dankoffers, Here. Dankie vir elke sent wat vandag hier gegee is. Dit is werklik net 'n gawe uit U hand, en ons sê vir U dankie daarvoor. Help ons om dit reg te bestuur, sodat U nog meer gesien kan word hier in ons gemeenskap. Maak ons U hande en U voete, Here. Amen. Ons hulp is in die naam van die Here, wat harte aan die brand steek. Hy wat mens geword het en wat nou in ons woon. Hy is die bron van die ware lewe. En so is dit my voorreg om jou vanoggend te kan groet in hierdie naam van hierdie God, die drie-enige God, na wie ons harte smag. Hy wat nou in ons woon. Genade en vrede vir julle van God die Vader. Hy wat ons gemaak het, en van God die Seun, hy wat mens geword het vir ons, en van God die Gees, wat nou en vir altyd by ons sal wees. Terwyl ons so sit, gaan ons saam 'n toetrede lied sing. So sit rustig, en na die toetrede lied gaan ek geleentheid gee vir stil gebed, om net rustig te kan word, en jouself te kan regmaak vir die erediens wat op pad is. Soos 'n wildsboom, na Vaders mag my siel na U, o U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. U alleen is my bron van krag, nie teenwoordigheid wil ek waag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. Soos 'n wildsbok wat smag, na waters mag my siel na U, o U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. U alleen is my bron van krag, en nie teenwoordigheid wil ek waag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U. En ek bring aan U. Daar waar jy nou is, vat 'n oomblik, raak stil, raak rustig, en draai hierdie week aan die Here op, die week wat kom en die week wat verby is. Here, ons siel smag na U. U is ons hartsverlange. Sonder U het ons nie krag nie, Here. Dankie dat ons kan stil word. Dankie dat ons hierdie week voor U voete kan kom neerlê. Die week wat verby is, maar ook hierdie week wat kom, Here. Dankie dat ons ook vandag hier kan sit en kan kom hoor wat U vir ons wil kom sê, Here. U is die naam bo elke naam. U alleen verdien al die lof, al die aanbidding en al die ere. Ons loof U, o magtige God. Amen. Kom ons staan
dan sing ons 2 liedere saam. Vader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, ons vereer U. Vir ewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja. Aan die Koning van die hemel, amen. Hemelvader, ons aanbid U. Koning Jesus, ons bring lof aan U. Heilige Trooster, ons vereer U. Vir ewig sal ons U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ons buig neer voor U as ons sing. Halleluja, halleluja. Aan die Koning van die hemel, amen. Aan die Koning van die hemel, amen. Die goedheid hier kan ons nie peil nie. Wie word alleen nie liefde tref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere. U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in die waarheid lei. U is die Heer wat ons gemaak het. Voor U kom ons die skepsel staan. U is die Heer wat steeds bewaak het. Deur wie ons gans en al bestaan. U bring in ons vermoed die vrede. U sterk ons gees met nuwe krag. U gee lig oor ons rede. Dis die van wie ons heil verwag. Ek o Heer, U nie vereer nie. Sal ek die goedheid nie verstaan. Sou U my raad gee, ek nie leer nie. Die weg wat U my wys nie gaan. Nie rig my wil en strewe. U word by my geduldig by. Vou met die liefde oor my lewe. O my genade sien by. Baie dankie aan die sangspan. Het is altyd lekker om saam met julle te kan sing. Ek wil vra dat al die kinders kom sit vir my hier reg voor, hier in die eerste bank. Julle was nou almal stout geweest, julle moet nou hier voor by my kom sit.
Ek sommer hier so in die eerste ry. Julle kan al twee kante sit, maak nie saak nie. Nou wil ek graag net my helper herinner van wat hulle moet doen. So, ek glo hulle is op dit. Okay, kom sit hierso. So julle, vandag in hierdie gedeelte gaan ons, in die groot kerk gaan ons saam praat oor, gaan sommer hier by julle sit. Gaan ons saam praat oor 'n vreemdeling wat met twee mans ewe skielik begin praat het. Okay, so dis 'n gedeelte, en dan kom hierdie vreemdeling ewe skielik uit die bloute uit, en hy praat met hierdie twee mans. So ek gaan gou dat ons 'n speletjie speel. Okay. En hoe hierdie speletjie gaan werk, is julle moet raai wie praat. Okay. Maklik genoeg, het julle dit? So julle moet vir my raai, iemand in die gemeente gaan ietsie sê, en dan moet julle vir my raai wie dit is. Okay. So my helper asseblief. 'n vreemdeling het met twee mans langs die pad gepraat. Okay, wie dink julle was dit? Julle kan sommer net sê. Tannie Gesina. Waar is Tannie Gesina? Dis nie sy nie, sê sy. Okay. Wie raai nog iemand? Ja. Weet jy nie? Okay. Wil nog iemand raai? Moet ek het hulle weer sê? Okay. Kan my helper dit net geweer sê? 'n vreemdeling het met twee mans langs die pad gepraat. Yes. Ek onthou wat die tannie se naam is, maar dis daai tannie daar agter juffrou Sharnay. Nou tannie daar agter, juffrou Sharnay. Christella, is dit jy? Dis nie jy nie. Okay. Nog iemand wat wil raai? Kort, kom, iemand hierdie kant. Ja, wie sê jy is dit? Jesus. Nee, nog nie, amper daar, ons is amper daar. Maar jy's reg, is amper daar, okay. Ek het 'n laaste keer vir julle laat speel. Okay. Net nog 'n laaste keer, dankie. 'n vreemdeling het met twee mans langs die pad gepraat. Enige iemand wat weet? Jy lyk of jy wil weet, sê. Tannie? Tannie Petru. Sy, dit is Tannie Petru. Hoe het jy geweet is Tannie Petru? Dit klink soos haar stem. So stem julle saam, as ons nie weet hoe klink Tannie Petru nie, gaan ons sukkel om te weet dit is sy, né? Jy weet mos hoe klink mamma en pappa se stem, is ek reg? As dit mamma of pappa was, het julle onmiddellik vir my gesê dis mamma of is pappa, né? So as jy nie iemand se stem ken nie, dan gaan jy nie weet wie praat nie. Stem julle saam? Het ek julle nog by my? Julle ouer kinders? Oei, daar's 'n skaam. Ja, okay. Okay. So, het hierdie vreemdeling gegaan, en in die stuk wat ons vandag lees, dan sê hierdie vreemdeling vir die twee mans die volgende. Nou moet ek dit net hier op my notas opspoor. Julle glo nie alles wat die profete gesê het nie. Moes Christus nie al hierdie dinge doen voordat hy verheerlik kan word nie? Wie dink julle het dit vir die twee mans gesê? Jy moet dit daar sê gou weer wat het jy net nou gesê? Jesus. Dit is Jesus wat dit gesê het. Nou julle, as ons het nou net gesê, as ons nie weet hoe klink iemand se stem nie, dan gaan ons nie weet wanneer hulle praat nie. Né? Weet ek julle? Is julle nog saam met my? Okay, daar's 'n baie entoesiastiese ja. So, hoe moet ons weet, hoe klink Jesus se stem? Hoe weet ons hoe klink God se stem? Wat kan ons doen om meer te leer daarvan? Volwasse kinders, nou gaan ek julle vra om 'n bietjie te help. Ek gaan julle pinpoint, julle ken my nie. Hier is om die leopardprint. Hoe dink jy kan ons meer weet van God? Hoe kan ons hoor hoe klink hy? Jy kan die Bybel lees, okay? 100%, jy's reg. Wat dink julle? Wat moet ons nog doen om met God te kan praat? Bid. Daar sê hy. So, dis hoe ons meer van Jesus se stem kan leer. Dis hoe ons kan weet wanneer hy met ons praat. Wanneer ons saam die Bybel lees en saam bid. Onthou julle daai, lees jou Bybel, bid elke dag. Ken julle dit? Lees jou Bybel, bid elke dag. Okay. So dit is wat julle moet onthou. As ons nie gaan weet hoe klink Jesus nie, gaan ons nie sy stem kan hoor nie. Okay. So julle moet dit vir my onthou. Het julle dit? Maak vir my so as jy dit het. Daarso, okay, ek het chaps oral. Fantasties. Dis beter as laas. Okay. So dit is wat julle moet onthou. Lees jou Bybel, bid elke dag, dan gaan jy weet hoe Jesus se stem klink. Dan gaan jy weet wat is God se wil. Okay. Julle, dit is my storie.
Nou Charlies, nou weet ek nie, daar soos jy. Okay. Tannie Charlies gaan vir al die kleuters by die kleuterkerk. Waar wil jy hom jou kry? Sommer hierso. Hierso by hierdie deur. Al die kleuterkerke, kindertjies kan saam met Tannie Charlies gaan. Sy gaan saam met julle gaan en die res van julle kan vir my weer by julle ouers gaan sit. Dankie julle. Sy. Nou van julle sou dalk al reeds geraai het oor watter gedeelte ons praat vandag. Ons gaan praat oor die twee mense wat op pad was na Emmaus toe. Hulle van Jerusalem af op pad is om terug te gaan na hulle plek toe waar hulle saam sou gebly het. En so lees ons dit dan nou natuurlik in Lukas 24. Ons gaan saam lees Lukas 24 vanaf vers 13 af tot en met 35. Het is so klein bietjie 'n langer gedeelte, maar daar's 'n waarheid wat Jesus hier aan hierdie twee disippels, hierdie twee volgelinge van hom openbaar wat ek dink hy vir my en vir jou ook vandag saam kan kom sê. So Lukas 24 vers 13 tot 35. Net so voordat ons uit die woord van die Here uitlees, kom ons buig die hoofde. Here, ons is hier op pad om uit u woord te lees, Here, die skrif wat u aan ons gegee het. En u weet ons sukkel soms om u stem te hoor. Dalk is dit omdat ons nie u stem herken nie, dalk is dit omdat ons nie u stem enigstens ken nie, Here, maar u weet ons sukkel soms daarmee. En so wil ons kom vra dat u ons ore sal oopmaak vandag. Ons harte sal kom oopmaak. Hier waar ons saamkom om juis meer van u te wil kom leer, Here. Kom en verwyder ons harte van steen en gee vir ons harte van vlees, soos wat u sê in die skrif. Geef ons harte van vlees, sodat die woord ook in ons lewe kan groei. Dankie dat ons kan weet, dat u by ons is. Selfs al sukkel ons, selfs al hoor ons dalk nie u stem nie. Selfs al ken ons dalk nie eers u stem nie, Here. Praat, Here, u dienaars luister. Amen. Ek lees dan vir ons saam, Lukas 24 vanaf vers 13. En kyk, juis op die dag was twee van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad, in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag van dat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf en toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kom vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle naderkom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis, maar hulle het sterk by hom aangedring. Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het hy die brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn
En hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Ons gaan net tot sover saam lees. Nou om hierdie gedeelte in konteks te plaas, moet ons eintlik eers teruggaan na die eerste 12 verse van hierdie hoofstuk toe. Ons moet eintlik bietjie teruggaan en gaan kyk, wat het nou gebeur voordat hierdie ouens op pad is na Emmaus toe. Want wanneer ons dit doen, dan sien ons baie duidelik watter tyd dit is, watter dag dit is, en ons kan net so bietjie meer uitpleis van wat hier in die verhaal besig is om te gebeur. So as ons dan nou gaan kyk na die eerste 12 verse, dan sien ons dat hierdie dag waarop hierdie ouens gestap het na Emmaus toe, is eintlik opstandingssondag. Hierdie is die dag waarop die vrouens na die graf toe gegaan het, waar hulle gesien het die graf is leeg, die visioen gekry het, soos dat hulle self in hierdie stuk sê, en waarna Petrus uiteindelik ook hardloop na die graf toe, om te kyk of dit werklik leeg is. En hy het dit alles so gevind. Dit alles was waar. Met ander woorde, hierdie wat ons nou lees, is alles na die oggendse gebeure. Na die oggendse gebeure, na die graf oop is, nadat Jesus opgewek is uit die doodheid, nadat die vrouens dit gesien het, nadat Petrus gehardloop het, hierdie gebeur dan. Nou dit klink vir ons dalk vreemd, dat hierdie twee mans oop was daarvoor, dat 'n vreemdeling sommer net by hulle inval, en saam met hulle stap, en saam met hulle gesels. Maar eintlik vir ons in ons samelewing is dit vreemd. Ek dink ons sal dit almal eerlik vir mekaar sê. Maar as ons gaan kyk, dan sal ons sien dat dit was eintlik die standaard gewees in daardie tyd. Dit was standaard dat vreemdelinge veral in hierdie tyd rondom Paasfees, dat hulle saam sou gereis het, want hulle het geweet, weet jy wat, jy is waarskynlik 'n pelgrim, wat nou net by Jerusalem was vir die Pasga, en nou is jy weer op pad terug. So met ander woorde, dit is nie vreemd gewees nie. Hulle het aanvaar as jy by hulle aansluit en as jy saam met hulle gesels, weet jy wat, jy was vir dieselfde redes as ek hier, en daarom is dit oukei, dat jy saam met my sommer net inval en begin gesels. Nou net vir die interessantheid, as ons praat van 60 stadion, dan praat ons van ongeveer 11 kilometer. Met ander woorde, hierdie ouens was op pad met 11 kilometer reis, van Jerusalem af tot by Emmaus. Nou, ons weet nog nie presies waar Emmaus is vandag nie, maar dit maak ook nie saak nie, want 11 kilometers, ek weet nie wie van julle, toe ek jonger was, het ons baie keer in die oggende 10, 21 kilos, wat ook al gaan stap. Nou 11 kilos is 'n redelike stap, as jy dit nie draf nie, moet ek ook sê. So jy praat, daar was oor genoeg tyd gewees, om diep gesprekke te kon voer. Jy kyk waarskynlik na enige iets hier van 1 uur en 'n half tot 3 ure se roete, se reis wat jy saam sou spandeer. Met ander woorde, daar's tyd. Daar's tyd om te gesels. En as ons dan nou nog vat, hulle het natuurlik ook self gaan stil staan nadat Jesus die vraag gevra het. Nou die interessante ding is egter, as ons dan nou gaan kyk, dan sien ons dat dit nie die reisigers is wat blind was, of dat hulle nie vir Jesus herken het nie, maar as ons na die Grieks gaan kyk, dan sien dit dat dit is God wat homself nog nie aan hulle openbaar het nie. Dis nie iets wat die reisigers verkeerd doen, dat hulle nie God sien voor hulle nie, maar dit is God wat homself verberg. Hy trek hulle eers bietjie uit. Hy probeer uitvind, wat is jou hartsbegeerte, as ek dit nou so kan sê. En dan kom die ironie. Jesus kom en hy vra vir hulle, hoorie, waaroor gesels julle? En hierdie eenvoudige vraag bring die hele reis en amper die gesprek tot stilstand. Hierdie ouens kan nie glo wat hulle hoor nie. Hierdie ou is of besig om hulle gek te skeer, of hy is net heeltemal oningelig. Hy kon nie nou in Jerusalem gewees het nie. Want dit is so duidelik wat daar gebeur het. En uiteindelik dan vra Jesus vir hulle nog steeds die vraag, watter dinge? Waarvan praat julle? Om die waarheid te sê,
dis eintlik half asof hierdie ou sarkasties is en vir Jesus sê, hoorie, is jy die enigste ou wat in Jerusalem was en net oningelig is? Hy sê vir hom, jy kan tog nie so wees nie. Hierdie dinge het gebeur. Almal het dit gesien. Nou wil jy kom sê, watter dinge? Waar was jy gewees? Wat het jy gemis? Dis eintlik al wat hy hier vir hom besig is om te sê. En Jesus speel dan saam. En hoe ironies is dit dan nou nie, dat hulle vir hom die vraag vra, hoorie, weet jy nie van die kruisiging nie? En hulle vra hierdie vraag aan die een wat die beste weet van die kruisiging. Hulle vra hierdie vraag aan die een wat nie net weet van die kruisiging nie, maar alreeds weet van die opstanding ook. Hy wat alles beleef het, aan hulle vra hulle hierdie vraag. En uiteindelik dan sê hulle vir hom, vertel hulle vir hom so in die hooftrekke wat het gebeur in Jerusalem, so met die hoofpunte. Nee, weet jy wat, hy is oorgelewer, hy is gemartel, hy is gekruisig en nou is die graf leeg en ons is ontstel daaroor. En hulle sê dan nog verder vir hom, maar weet jy wat, ons het so gehoop dat hy is die een wat sou kom. Dat hy die een is wat gestuur is om ons te kom verlos. Ons het so gehoop. Dit was hy. Dit alles bou net op en op, tot die oomblik waar Jesus uiteindelik vir hulle die skrif oopbreek. Waar Jesus vir hulle teruggaan, en as ons praat van Moses en die profete, dan moet ons verstaan, ons praat eintlik maar van die hele Ou Testament. Dit is wat hulle dit genoem het in daardie tyd. En Jesus kom en hulle sê vir hulle, julle mis die punt. En dan daarna speel die res van die verhaal af. Hulle stap, hulle drink aan, Jesus kom, hy eet. En uiteindelik wanneer hy die brood breek, dan word hy bekend aan hulle. Weereens, dan word hy, as ek dit nou so kan sê, die skille van hulle oë afgehaal. Weereens nie omdat hulle iets doen nie. God wat homself openbaar dan uiteindelik aan hulle. En dan draai hulle net daarom en stap die 11 kilos weer terug Jerusalem toe. En dit is dan die konteks van hierdie gedeelte. Maar ek wil vandag 'n bietjie by twee dinge stil staan. En die eerste is by wat Jesus sê. Want Jesus korrigeer hulle. Hy korrigeer hulle en sê vir hulle, weet jy wat? Jy sê dat jy glo die wet en die profete, maar eintlik doen jy nie ten volle nie. Jy sê jy doen dit, maar in praktyk is dit heeltemal iets anders. Hy wys vir hulle uit hulle eie geskrifte uit, reg deur die Ou Testament, dat hy is die Messias. En hy wys vir hulle dat, weet jy wat, die Messias wat jy dink, volgens die geskrifte wat jy nou gekies het, gaan kom, is nie die Messias van die geskrifte nie. Want sien, die antieke mense het gedoen wat ons ook baie keer voor lief is om te doen. Hulle kies so een gedeelte. En hulle bly by hom. Hulle kies net sekere gedeeltes van die skrif. En ander vergeet hulle van. Hulle hou die res daar een kant. En so het hulle so vasgehou daaraan, om te sê, weet jy wat, die Messias is iemand wat kom om die koninkryke van die aarde en die magte en die ryke en wat ook al jy dit wil noem, van die aarde omver te gooi. Dis hierdie krygsman. Maar hulle vergeet van tekste soos Jesaja 53 of Daniël 7. Eintlik moet ek nie sê hulle vergeet daarvan nie. Hulle het dit geken. Maar hulle het gekies om te sê, weet jy wat, daai een, ek hou nie so baie van hom nie, want dit wys vir my Christus, my Messias gaan bietjie moet ly, voordat hy in die verheerliking gaan. Weet jy wat, dit is nie die Messias wat ek volg nie. Nee, die Messias wat ek volg, hy gaan net kom en hy gaan alles oorwin, op 'n fisiese manier. En hulle mis, dat daardie teks vir hulle kom sê, weet jy wat, dis ook deel van die Messias. Hy moes kom ly, voordat hy verheerlik word, sodat hy kan sterf vir jou. En baie keer, soos ek sê, doen ons dieselfde. Ons maak ook so. Ons sien hierdie een mooi Bybelversie en ons hou so baie van hom en ons trek haar hele Bybelversie net so uit, sonder om enigstens te kyk wat is die konteks, sonder om enigstens te kyk wat sê ander gedeeltes. Want ons hou daarvan om die Bybel te bestudeer, die gedeeltes waarvan ons hou.
Maar daar's gedeeltes waarvan ons nie hou nie en ons spring net so oor hulle. Ons lees baie keer sonder konteks. En Jesus kom dan en hy sê daarom vir hulle, weet jy wat, jy is traag om te glo wat in die skrif staan. Met ander woorde, wat ons daaruit moet hoor is, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om seker te maak, ons lees nie net die gedeeltes van die Bybel, wat vir ons lekker is en wat ons laat goed voel nie, maar weet jy wat, ons bestudeer die hele Bybel. Nie net waarvan ons hou nie. Alles. Want weet jy wat, God se woord is nie 'n restaurant waar jy kan kies waarvoor ek lus vandag nie. Ons is geroep om die hele woord te lees en om daarin te leer en om daarin te delf. Dis waartoe ons geroep is. Nie te sê, weet jy wat, ek hou van Johannes 3 vers 16, kom ek vat hom nie. Want daar's soveel meer aan hierdie teks as net een versie. En ek kan self getuig, die oomblik as mens bietjie 'n Bybelstudie doen, dalk het self van julle al dit ook waarskynlik al gedoen, die oomblik as jy bietjie meer navorsing doen oor daai een versie, dan begin daai versie eintlik soveel meer beteken. Soveel dieper as wat jy aanvanklik gedink het. En dit is hoe ons God leer ken. Ons leer God ken deur sy woord. Ons leer God ken deur sy hele woord te bestudeer. So dit is die eerste ding waarby ek wil stil staan. Wat Jesus vir hulle gesê het. Jy kies waarvan jy hou en jy lees nie die res nie of jy onthou nie die res nie of wat ook al jy dit wil doen. En die tweede ding is hoe hierdie twee reisigers gevoel het. Hoe hulle gevoel het terwyl die skrif aan hulle geopenbaar word en toe die Here teenwoordig by hulle was. Ons lees dit in vers 32 waar hulle sê, ons harte was brandend. Ons harte was aan die brand toe die Here saam met ons geloop het en toe hy die skrif vir ons kom oop lê het en kom uitlê het. En die interessante ding is, hulle harte het gebrand, al het hulle nie eers geweet, dit is Jesus wat daar saam met hulle stap nie. Net sy teenwoordigheid en die skrif wat uitgelê word, was genoeg om hulle harte aan die brand te steek. Nou, harte wat brand is eintlik so mooi beskrywing vir die disippels. Want dit wys op daar's 'n passie binne jou. Daar's iets wat brand. Daar's 'n vlammetjie en weet jy wat, hierdie is 'n onblusbare vlam. Met ander woorde, hoe kry jy dan 'n hart wat brand vir die evangelie? Ons sien dit hier in hierdie gedeelte. Deur die teenwoordigheid van die Here en deur die leer en die uitleg van die woord. Dis hoe jy 'n hart kry wat brand. Wanneer die opgestane Christus deur sy woord met jou praat en homself aan jou openbaar, wanneer hy deur sy woord jou oë oopmaak, dis hoe jy 'n hart kry wat brand. Nie wanneer jy jouself opsweep in emosies, of nie wanneer jy enigiets anders doen nie. Nie deur skuldgevoelens nie, niks van die nie, maar deur die teenwoordigheid van die Here en deur die leer van die woord. God ontmoet jou deur sy woord. Onthou dit. En ons weet natuurlik ook God is by ons teenwoordig. Ja, hemelvaart is nog op pad in die kerkjaar, maar ons het reeds die Heilige Gees by ons. Met ander woorde, jy het klaar een van die twee goed om 'n brandende hart te kry. Jy het reeds die Heilige Gees by jou. Maar die vraag is, gaan jy in die woord en delf en 'n brandende hart kry? Of gaan jy aanhou om net te pick and choose waarvan jy hou en die ander gedeeltes te mis? Nou wat moet ons hoor vandag, en ek sluit myself hierby ook in. Ek dink wat ons moet hoor is, ons is soms bietjie te gemaklik met die Bybel.
Ons is te gemaklik, want ons ken nou mos die Bybel. Hoekom moet ons dit weer en weer gaan lees? Ons ken die hooftrekke, ons ken die hoofpunte. Ons weet van Abraham, ons weet van Moses, al die profete, ja, so hier en daar. Ons weet van Jesus natuurlik, die kruisiging, die opstanding. Ons het die basics. Ons is okay. Maar wat van Obadja? Wat van Amos? Wat van Judas? Wat van Habakuk? En mens kan eintlik nog 'n hele lys daarby voeg. As jy onthou, daar 66 boeke in die Bybel, wil ek hê jy jouself 'n bietjie afvra, hoeveel van daai 66 het jy werklik al bestudeer? En soos ek sê, moenie verkeerd verstaan nie, ek voeg myself hierby in, want ek is ook skuldig daaraan, om soms tevrede te wees met net die hoogtepunte. Ek ken mos daai gedeelte, dis okay. Ek weet dit alles, die antwoord Jesus, dis okay. En daar is 'n waarheid daaraan, want die antwoord is Jesus, maar dit is soveel meer as dit. Want baie keer, weer eens, ek sluit myself hierby in, baie keer hoor jy, ek kan nie God se wil vir my lewe hoor nie. Of ek kan nie hoor wat God wil hê ek moet doen in hierdie scenario nie. Maar weet jy wat, ons sukkel om dit te hoor, want baie keer sukkel ons om in ons lewe te hoor wat God se wil is, want ons is nie eers bereid om dit wat hy reeds vir ons gegee het, en dit wat hy reeds vir ons gesê het, om dit te lees nie. Met ander woorde, ons kies wat hy nou vir ons moet sê. Ons het 'n sekere ding, hy moet dit vir ons sê, en as hy dit sê, dan is dit God se wil vir ons lewe. Maar daai gedeeltes wat hy sê, wat ek nie van hou nie in die Bybel, nee, daai is nie vir my nie. Ons kies om dit te mis. Hoe kan ons verwag, kom ek sê dit op die bord, hoe kan ons verwag om God se wil vir ons lewe te hoor, as ons nie sy woord lees nie? Ek los daai vraag by jou. Hoe kan ons dit verwag? Dit maak mos nie sin nie. Ons kort brandende harte. Ons kort brandende harte. En wat gebeur as ons brandende harte kry? Kyk weer na die Emmausgangers. Brandende harte lei tot iets wat gedoen word. As jy 'n brandende hart het, dan sit jy nie meer stil nie. Dan staan jy op en jy loop Jerusalem toe. Al beteken dit jy het nou net daarvan afgekom, dan staan jy op en jy pak daai pad aan. En daarmee sê ek nou nie, hoor my mooi, daarmee sê ek nie, elkeen van ons moet nou 'n evangelis word, en elkeen wat ons in die straat raaploop, vra, hoor, ken jy vir Jesus nie? Nee, dit is nie almal se kap of tee nie, en dit is nie wat verwag word van ons almal nie. Vir van ons, definitief, van ons is gemaak om daai te doen. Dis hoe dit is. Maar weet jy wat? Jy kan getuig van God deur jou lewe. Op jou manier. Dit is ook iets doen met 'n brandende hart. Om te luister wanneer iemand praat, om te praat wanneer iemand iets moet hoor. Of weet jy wat, soms om net 'n skouer te wees waarop iemand kan huil. Dit alles getuig van God. Dit is alles deel van wat jy doen as jy 'n hart het wat brand. Ek sluit af met die volgende verhaal. Een van die skrywers wat ek lees, Josh McDowell, hy was 'n ongelowige gewees. En terwyl hy op universiteit was, toe stap hy eendag verby hierdie groepie. Hy het altyd gesoek wat die beste is vir hom. Hy wou seker maak, sy koninkryk word die hoogste opgebou van almal. En so stap hy die een dag verby 'n groepie mense wat net rustig sit. En soos wat hy verby hulle stap, weet hy. Hulle het iets. Hulle het iets wat ek nie het nie. En ek soek dit. En so gaan sit hy toe by hulle en hy praat met hulle en hy sê vir hulle, hoor, julle het iets wat ek nie het nie. Wat is dit? Nogal voor op die wa, maar dit is wat hy gedoen het. En die een dame antwoord hom, weet jy wat, ons het vir Jesus? Ja, sure, ja, mooi storie. Ek gaan nou by julle bly, ek gaan nou kyk, wat is dit regtig, want hierdie Jesus storieetjie maak nie vir my sin nie. Dit kan nie wees wat anders is aan jou, en wat ek kort nie. In 'n geval is 'n paar maande daar en toe besef hy, weet jy wat? Hierdie mense het harte wat brand
vir die Here. En toe sy die dag dit vir hom sê, toe het sy nie gelieg toe sy sê hulle het vir Jesus nie. Maar het ook brandende harte gehad. En wat ek wil hê jy moet hoor hier uit is, hierdie groepie het nie gaan staan en hom voorgekeer en gesê, hoor, ken jy vir Jesus nie? Hulle was deel van 'n gemeenskap, hulle het net hulle lewe geleef. Maar die ding is, harte wat brand, leef anders as die res van die wêreld. As jy 'n hart het wat brand, soos wat jy moet hê, as jy sê jy 'n Christen is. As jy 'n hart het wat brand, dan moet jy anders leef as die res van die wêreld. Want die ding is, Emmaus begin met 2 mense wat wegstap. 2 mense wat wegstap van Jerusalem af, teleurgesteld, verward, sonder hoop. Maar dit eindig met 2 mense wat terughardloop met nuwe lewe, met nuwe hoop. En dit is wat God nog steeds vandag hier in my en jou lewe doen. Hy ontmoet ons op plekke wat daar nie hoop is nie. In donker plekke. Hy steek ons harte aan die brand. En hy stuur met hoop daaruit vorentoe. Harte wat brand, leef anders as die res van die wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die boodskap wat ons vanoggend kon ontvang. Dankie dat ons kan weet, U is alreeds vir altyd en vir ewig teenwoordig hier by ons. En dankie dat ons ook kan hoor, ons ontmoet U deur die woord en deur die skrif, Here. Mag ons altyd streef daarna om nader aan U te kom, Here, om nader aan die woord te kom, om U woord beter te leer, sodat ons U daardeur beter kan leer ken, sodat ons U stem kan identifiseer en U stem kan hoor. Help ons om 'n punt daarvan te maak, om U woord te bestudeer, nie net dit waarvan ons hou nie, Here, maar dit wat soms dalk moeilik is. Dit wat ons soms laat vra en dit wat ons kop laat krap. Help ons om daai gedeeltes ook te bestudeer, sodat ons so ook U beter kan leer ken, Here. Dankie dat U ons hier uitstuur, nie sonder 'n vooruitsig nie, maar met hoop. Hoop dat U die lewende God is, wat vir ons kom sterf het, en wat saam met ons 'n pad wil stap. Ons bid dit alles in U groot en heilige naam, die Vader, die Seun en die Gees. Amen. Ek gaan vra dat die lofspan vorentoe kom, dan gaan ons 'n slotlied saam sing. Kom ons staan. Sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm die mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Deel nou en ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas versyne staan op tromme en dans voor God se woord.
Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Terwyl ons uitstap, gaan daar 'n lied wees wat speel. Luister gerus daarna. Die lied se naam is Soul on Fire. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en sal by julle almal wees. Amen.